Terwyl daar vanjaar beslis uitdagings is wat die landbousektor moet oorkom om sy mededingendheid te handhaaf, is daar vertroue in die toekoms van die bedryf. Asseblief onthou, positief, proaktief, ons glo in die toekoms van die landbou. In 1972 het een plaaseenheid in Suid-Afrika vir 245 mense kos gegee. Vandag, met die afname in produsente, die konsolidasie van eenhede en die stygende bevolkingsgroei, moet 'n plaas 1726 mense kos gee. Minder plase moet vandag vir meer mense sorg met jaarlikse stygings in die produsent se basiese uitgawes. Landbouprodusente bestee jaarliks honderde miljoene rande net aan intermediaire produkte. Aankope van goedere soos kunsmis, brandstof, verpakkingsmateriaal, implemente, chemikalieë vorm terugwaartse skakeling met die vervaardigingssektor, terwyl voorwaartse skakeling teweeggebring word deur die verskaffing van grondstowwe tot die vervaardigingsbedryf. 70% van die landbouuitset word gebruik as intermediaire produkte in die sektor. Waar is die dae wat ons al die goed gemaak het hier in Suid-Afrika? Nou moet ons dit invloed. U weet wat is die wisselkoers. Landbou skep dus 'n wesenlike mark vir ander sektore van die ekonomie en is 'n noodsaaklike sleuteldrywer vir groei in die res van die ekonomie. 'n Feit wat op beleidsvlak in die nasionale ontwikkelingsplan van 2030 erken word. Ek sê vir u dat minister Tito Mboweni het verlede week sy ekonomiese groeistrategie bekend gemaak en erken die landbousektor kry baie minder staatshulp as ander vergelykbare lande. Sy strategieplan, net soos die nasionale ontwikkelingsplan, wat nie van die grond afkom nie, het groot planne vir die verwagtinge van die landbousektor. Hoe dit geïmplementeer gaan word en of landbou in die toekoms op die ondersteuning van die regering kan staat maak, sal ons moet wag en sien. Ekonomiese mag is deurentyd aan die verander. Ondernemings wat die gevolge hiervan verstaan, sal hulle mededingers altyd een voorwees. Volgens uitskattings van PricewaterhouseCoopers gaan ontwikkelende lande teen 2030 57% van die wêreld se BBP bydra. So wat gaan landbou en almal wat vandag hier sit se aandeel in hierdie proses wees? Dis in ons hande. Met vindingryke navorsing moet ons die pioniers in hierdie proses wees van ekonomiese groei en vooruitgang. Wanneer groot goed moet verander, moet ons wyd dink. Ons moet ophou op verskillende punte fokus. Dis ook in die lig van hierdie tendense dat ons produsente die toekoms tegemoet gaan. Suid-Afrika se produsente is die eienaars en bestuurders van ondernemings wat sorg vir die brandstof wat elke mens 3 keer per dag, elke dag nodig het om te oorleef. Hulle doen dit nie omdat dit hulle plig teenoor Suid-Afrika is om kos te verskaf, of om werk te verskaf, of die omgewing te bewaar, of die ekonomie aan die gang te hou, om 'n toekoms vir elkeen van hierdie land te verseker. Dit is die rede waarom hulle dit doen. 'n Toekoms vir elkeen. Hulle doen dit omdat hulle weet, dit is beter as om te wag dat grond van self sal saad begin skiet. Verstaan? Die boer, die ondernemer, in elke spesifieke gebied. En hier kan dit vergelyk baie groot, van 'n graanboer, tot 'n skaalboer, tot 'n vrugteboer, hongerboer, hoogs intensief. Elkeen sit elke dag baie in. Ons gaan gouer as wat ons dink 'n belangrike rol speel om die wêreld te voer met die voortreffelikheid wat ons hier groei. Ons het die kundigheid. Ons het die vennote wat ons handsterk. Ons het die dryfkrag. Ons mag net nooit die inisiatief verloor nie. Kom ons hou ons oog op die bal. Baie dankie.